Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. Sjoe, ek kan nie dink ons strakkel by my mond nie. Ek wil voortgaan met ons reeks wat handel oor die liggaam-brein interaksie en dan die sogenaamde polyfagale teorie. In Engels praat hulle van polyvagal theory. En ek kom agter dat dit regtig baie gewild raak onder persone in die algemeen, professioneel en andersins. Ek sien ook dat word baie in die sosiale media daarvan gemaak. En ek dink die rede ook hoekom ek hieraan wil raak, is omdat daar baie oor gesê word wat nie altyd op feite en navorsing gebaseer is nie. En dan in die tweede plek wil ek graag hê ons moet verstaan hoekom ons optree en doen soos ons doen, want julle sal ek onthou dat ons vorige keer gesê het, April was eintlik die stresbewusmakingsweek. Want na mate ons goed kan verstaan, kan ons makliker by antwoorde en oplossings uitkom. Nou, ons het nou van tevore gekyk, en spesifiek die vorige week, na die sogenaamde simpatiese senuweestelsel, of daardie rus en herdink. In Engels praat hulle ook van rest en digest, en dit is hierdie deel of gedeelte van die sentrale senuweestelsel wat eintlik 'n gesonde, rustende reaksie is, 'n beskerming, en wat ook verband hou met sosiale interaksie, waar ons geleer het om ons senuweestelsel sodanig te bestuur of te reguleer, dat ons eintlik kan agterkom die oomblik wanneer die parasimpatiese stelsel, hierdie verskriklike aktiveringsstaat, besig is om ons energie te vernietig, om ons liggaam so in beslag te neem, ons sukkel met hoofpyn en hoë bloeddruk, ons spysverteringsstelsel nie normaal werk nie, ensovoorts. Nou, die polyfagale teorie is ontwikkel deur 'n sielkundige, 'n Dr. Porges, Porges, hier in 1994, en hy het dit gedoen om uit die skakel tussen die ontwikkeling van die sogenaamde autonome senuweestelsel en sosiale gedrag vas te stel en uit te brei. So dit beteken eintlik maar net dat hy begin het om meer klem te lê op die belangrikheid van die fisiologiese toestand en die verstaan en uitdrukking tussen hoekom tree ek op 'n sekere manier op en psigologies wat is besig om in my te gebeur. Ek praat ook van 'n drieledige model wat hy dan verduidelik hoe hierdie swerwende of vagus senuwee direk in kommunikasie is met ons liggaam, van ons brein, tot soos ek die vorige keer gesê het, by ons pelvis, en hoe dit die autonome senuweestelsel beïnvloed. En ek dink die belangrike is, as ons kan verstaan hoekom ons op 'n sekere manier optree of doen, of hierdie fisiologiese reaksie in my liggaam, is dit baie makliker om iets daaraan te doen. En nommer 2, dat ons kan verstaan, maar hierdie is iets binne ons beheer. Ek praat onlangs met iemand wat deur werklik baie erge trauma is, en die eerste woorde wat ek al van tevore gehoor en hierdie persoon ook gesê het, hierdie persoon is nou al oor 60, is
Weet jy, my kinders en almal rondom my dink ek is besig om dit te verloor. Ek is nie lekker by nie. En dan is daar nou 'n klomp faktore en goed wat genoem word. En toe ons hierdie letterlik soort van dissekteer en elkeen uit mekaar uithaal en as 'n klompie aspekte langs mekaar neersit en dan hoe die liggaam gereageer het op die verskillende tipes trauma in die hele trauma beeld. Toe verander die gesprek na een van, dis soos 'n kraaines wat losgetrek is en waar ek hierdie tou nou opgerol het op 'n sinvolle manier, sodat wanneer ek dit weer afrol, ek presies kan sien waar 'n kraaines kan ontstaan. En ek dink dit is die belangrikste hier. So dit help ons om dan te weet en te verstaan, waar kom ons angs en depressie vandaan en wat kan ons doen om, sodra ons bewus is van die reaksie in ons liggame, dit betyds te keer. Nou volgens die polyfagale teorie bestaan die senuweestelsel uit 3 gedeeltes. Die eerste wat ons dan nou noem die ventrale vagus of die parasimpatiese, dit is waaroor ons verlede week gepraat het en wat ek nou in my hersiening oor verlede week ook genoem het, die gekontroleerde sone. Party praat ook van 'n groen sone en ek gaan nou verduidelik hoekom. So dit is daardie toestand waar ek sosiaal betrokke kan wees, maar waar ek kalm en gegrond en teenwoordig en nuuskierig is en waar my liggaamsfunksies alles optimaal vir verskoning werk en waar ek dit wat met my gebeur op 'n sinvolle wyse kan verwerk en interpreteer. Willem en luisteraars, julle sal onthou 2 weke gelede het ons oor die simpatiese senuweestelsel gepraat. Nou volgens die polyfagale teorie bestaan, net weer vinnig te sê, die senuweestelsel uit die ventrale vagus of parasimpaties, die gekontroleerde of groen sone, waarvan ons nou net gepraat het, dan ook die simpatiese vagus, wat ons 2 weke gelede oor gepraat het, wat daardie staat van geactiveerdheid is, of 'n geactiveerde respons. Ons praat ook van 'n geel sone. Met ander woorde, dis 'n toestand van voortdurende hyperopwekking of aktivering, veg of vlug. Ons is so geactiveer dat ons eintlik so gewoond geraak het aan die voortdurende stressore, dat ons dit nie meer kan afskaal nie en dat ons die hele tyd bekommerd of gefrustreerd of kwaad of geïrriteerd, ja, selfs tot angs en paniek aanvalle in staat is. En ek gaan ook nou sê wat ek bedoel met die geel sone. En dan die derde hiervan word genoem die dorsale vagus of dan die afsluiting of rooi sone. Nou ons het toenemend begin bewus raak daarvan die afgelope paar dekades, dat dit nie net soos Freud gesê het gaan oor veg of vlug nie, maar dat daar ook 'n vriesrespons of 'n vriesreaksie is op iets. Met ander woorde, waar 'n persoon absolute totale afsluiting het van dit wat die sentrale senuweestelsel geactiveer hou. Hulle praat dan nou van 'n dorsale vagus afsluiting. Dus as dit ware, as ek die metafoor kan gebruik, of jy die handrem van die voertuig nou opgetrek het, afgeskakel het, en jy is amper verboureerd, gevoelloos, magteloos, hulpeloos, gedissosieer, hopeloos, en dan baie keer ook depressie of die sogenaamde rooi sone. En dis vir ons belangrik om te verhoed dat ons hierdie afsluiting of rooi sone bereik. Kom ons kyk na hierdie 3, as ek die woord kan gebruik, vagus state, en ons sien dit as 'n sirkel. Met ander woorde, ek is gewoon in 'n neutrale fase, dan beweeg ek oor na die mobilisasie van 'n simpatiese staat, en dan wanneer ek aan intense, aanhoudende stres en trauma blootgestel word, dan kom ek by die dorsale,
ek beweeg dan weer terug in hierdie sirkel na die simpatiese staat waar ek nog steeds baie stres ervaar, maar ek het daarom nie heeltemal afgesluit nie, en dan kom ek terug by die gereguleerde verskoning ventrale staat, met ander woorde die simpatiese. So ek beweeg die hele tyd heen en weer, maar die belangrike is dat die oomblik wanneer ek die gevaartekens moet sien, waar ek totaal kan afsluit in hierdie rooi sone, dat ek sodanig bewus begin raak van my fisiologiese en sosiale interaksie, dat ek dit kan stop. Met ander woorde, die sogenaamde gecontroleerde groen sone en dan die geel sone wat die geactiveerde is en die rooi afsluitingssone moet van so aard wees dat ek meer tussen die groen en die geel sone beweeg en so ver as moontlik die rooi sone moet vermy. En ons weet, soos ons nou verder gaan, wat is hierdie spesifieke opwekking, die sogenaamde hyper of hypo opwekking wat by ons volgende week by gaan stilstaan, wat hierdie direkte respons wat uit ons amygdala kom, wat ons amper nie kan keer nie, dan veroorsaak. So wat ons eintlik vir mekaar sê is, ons moet probeer om by hierdie gereguleerde toestand van die sentrale, of die ventrale vagus, so ver as moontlik terug te veer, sodat ons oomblik as ons bewus raak van al die neeweffekte in ons liggame weer op 'n punt kan kom waar ons kan rus en kan dink en reflekteer op wat met ons gebeur. Want hierdie gereguleerde senuweestelsel is eintlik baie buigsaam en kan tussen toestande beweeg en dan natuurlik die verskillende situasies of stresfaktore hanteer, maar dit is soos 'n spier wat ons moet ontwikkel. Ons moet direk hieraan aandag gee. In die fases van hierdie blootstellings gewoon affek in die eerste plek waar ons altyd onmiddellik op enige iets 'n fisiologiese reaksie sal hê, wat op 'n onderliggende vlak van opwekking dui, dan die emosie wat nou die oordeele is oor die belangrikheid van dit wat ons nou in bevind, hoe danig dit betekenisvol is en dan hoe dit ons gemoedstoestand beïnvloed. Maar die belangrike is wat sneller my affek en watter emosie kom nou hieruit na vore, want daar is 'n direkte verband, maar ook 'n verskil tussen my gevoel en my emosie. Iets net wat ons vir die week na kan kyk. Almal van ons word uit die beweeg van die verskillende sones, groen, geel en rooi, gewoonlik deur snellers beweeg. Eksterne en interne snellers wat lei tot 'n sekere gedrag wat sekere kort- en langtermyn gevolge het. En daarby wil ek veral volgende week eers stil staan. Maar kom ons sê net vir mekaar gou, moontlike eksterne snellers, saam met wie is ek wanneer ek agterkom ek het hierdie simpatiese, verhoogde bewustheid van spanning en stres, waar vind dit gewoonlik plaas en wanneer? So raak meer bewus van my omgewing. En na aanleiding van dit wat ek verlede week gesê het, kom ons gaan sit en ons gaan kyk watter tipe omgewings dit veroorsaak, sodat ons volgende week, as ons by die verskillende spesifieke opwekkings uitkom, mooi kan gaan sit en kyk, wat kan ek doen om dit dan te hanteer? Mag dit 'n mooi week vir almal wees.